Kom ons bid net saam. Ons Hemelse Vader, vanoggend ons hier by mekaar. Eerstens om U naam te verheerlik. U naam groot te maak, U naam te loof en te prys. Maar dit is ook Vadersdag. En Vader, U is die Vader van alle vaders. As ek nie 'n aardse vader het nie, is U nog steeds my Vader. En Vader, vanoggend wil ons net ons aardse vaders bietjie dank aan hulle bring. En dankie sê vir aardse vaders. Maar Vader, eerstens wil ons vir U sê dankie. Dat U bly, U is en U sal altyd wees ons Vader. Daarom kan ons uitroep, Abba, my Vader. Ons eer U en ons verheerlik U in Jesus se naam. Amen. Nou, ek weet nie hoekom moet Vadersdag altyd op so 'n koue dag wees nie. Ek weet nie. Ons moet hulle met vra 'n bietjie die kalender aan te pas of iets. Maar nie te sê baie welkom aan elkeen van u. En volgende wil ek met u praat oor die rol van 'n vader in die huis. Maar voordat ek daarmee gaan begin, daar word baie goed is van 'n pa gesê. Veral as jy vir kinders vra. Wat sê jy van jou pa? Dan sê hulle, man, my pa kan alles regmaak. Maar as hy by die wifi kom, sukkel hy. En die kinders het altyd sê goed. My pa weet altyd waar die TV se beheerafstand is. Hy weet waar dit is. En soveel goeie sê kinders oor hulle paas. My pa slaap nie op die bank nie, sy oë rus net. As die yskas se deur vir langer as 2 sekondes oop is, dan weet hy daarvan. En so is daar baie sê goed oor paas. Ek weet aan een wat hulle altyd sê, my pa se GPS is, ek weet waar ek is. Vaders, en ek moet hierdie stukkie vir u lees, dit was vir my nogal mooi gewees. Pa, dankie dat jy my geleer het hoe om te werk, hoe om te bid, en hoe om die TV se afstandbeheer te soek, wat die heeltyd in jou hand is. Ons gee eer aan ons paas vandag, en ons wil ook eer aan ons vaders gee met 'n dankbare hart. Vanoggend is sommige van ons paas nie meer hier nie. Hulle is nie meer op aarde nie. Maar ons kan ook terugdink aan hulle. En ons kan ook vir hulle dankie sê vir wat hulle in ons lewens beteken het. Jy sien, ons vier nie net die rol van 'n pa in die gesin nie, vanoggend nie. Maar ons vier ook hulle priesterskap en hulle geestelike leiding in die gesin. En daarom praat ek vanoggend oor die rol van 'n pa in die gesin. Jy sien, 'n pa se invloed op sy kinders vorm hulle karakter as ook hulle geloof. 'n Pa se rol in die huis word grootliks beïnvloed hy sy kinders. Emosioneel beïnvloed hy hulle, geestelik, sosiaal en selfs akademies ontwikkel hulle. Nou gaan nou 'n bietjie daarby uitkom. Jy sien, 'n aardse pa is geroep om die beeld van God die Vader te dra. Hoor mooi, paas, ons moet die beeld van God die Vader dra. Ons moet dit uitbeeld. Ons moet dit leef. En nou gaan jy my vra, maar wat is dit? Wat moet ons leef? Ons moet liefde uitleef. Ons moet geduld uitleef, regverdigheid. En daar's soveel meer wat ek kan bysit. Maar die liefde is die grootste. Paas, ons is geroep om God die Vader se beeld uit te leef op aarde, veral met die liefde.
Jy sien, 'n liefdevolle pa se betrokkenheid help sy kinders om veilig te wees. En waardevol te voel. Weet, wanneer 'n pa met sy kind betrokke is by sy kinders, en hulle weet hulle pa's is altyd daar. So 'n kind voel altyd veilig. Sekuriteit. Veral, jy sien, want kinders wat weet dat hulle pa's is daar en hulle pa's is betrokke, dis nie wat ek sê nie, maar dis wat die slim mense sê, het baie meer selfvertroue. En emosioneel is hulle baie meer stabiel. Daarom skryf in Psalm 103 vers 13, 'n vader, soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Vaders, ons moet ons ontferm oor ons kinders. 'n Pa se teenwoordigheid gee sekuriteit. 'n Pa se teenwoordigheid speel 'n belangrike rol in die kind se identiteit, in die vorming van sy identiteit. Jy sien, 'n seun leer by sy pa, wat is dit om 'n man te wees? 'n Dogter leer by haar pa hoe sy graag 'n man wil hê met haar hanteer. En sy leer dit as gevolg van die verhouding wat die dogter met haar pa het. So eendag as sy groot is en sy soek 'n man, dan gaan sy sekere waardes in daardie man soek. As gevolg van die verhouding wat sy met haar pa het. Nou, 'n pa gee nie net liefde nie. Hy moet leiding gee. En hy moet ook die dissipline handhaaf. Nou ja, lyk my dissipline is deesdae 'n woord wat ons nie altyd gebruik meer nie. Want dit is half so half van half of dit 'n vloekwoord geword het. Die reëls wat neergelê moet word in die huis. Ja, ek kan nou nie, ekskuus tog, ek het nie geskryf, maar ek dink aan my 2 seuns. En veral toe hulle nou hier in die hoërskool gekom het, het ek 'n reël gehad in my huis. Want seuns wil altyd uitgaan. Jy's 10:00 in die aand in die huis. Nou moet jy weet, as hulle standaard 9 in matriek kom, pa, maar ons is nou in 9 in matriek, hierdie 10 uur storie. Ek sê, dis my huis, dis my reëls. Jy sal 10:00 in hierdie huis wees. En moenie dat ek jou gaan haal nie. Toe kom hulle op universiteit. Toe sê ek nie, okay, jy kan nou 12 uur in die huis wees. Pa, die ander bly tot 1 uur, 2 uur toe. Ek sê, ek gee nie om nie, ek is nie hulle pa nie. Ek is jou pa. Ek lê wakker. En bekommer my oor jou. En ek wil graag my nagrus in hê. So jy sal sorg dat jy 12 uur in die huis wees. En as jy nie hier is nie, dan bel jy my. En sê vir my, hoekom kan jy nie 12 uur in die huis wees nie? Want jy beter 'n pap wiel hê. Of iets anderste. Maar buiten dit, gaan dit nie goed afgaan nie. En jy kan hulle maar gaan vra. Eendag bel een van ons huishoudelede, vroeër jaar het ek hy huishoud gehad, en een van die huishoudelede bel, en sy praat met my eerste vrou, en sy sê, Jene, hier is 'n klomp kinders hier so by die bure, en hulle is by die swembad besig, en daar's van die seuns wat op die dak staan, en hulle wil in die swembad inspring. Ek sê vir haar, luister, die oudste seun is ook Paul. Ek sê, bel vir hom, en sê vir hom van die dak afklim. Sy bel hom, en sy sê, jou pa sê, jy beter nie op die dak klim, jy weet daar afkom. Sy sê, maar hoe weet hy dit? Sê ek, hy is my kind, ek weet, ek sê het ook gedoen het. So paas, ons moet die reëls neerlê,
daar moet dissipline wees. En omdat daar nie vandag meer dissipline is nie, lyk ons kinders soos hulle lyk vandag. Tree hulle op soos hulle optree. Kinders het rigtingaanduiding nodig, verantwoordelikheid, selfbeheersing, en hulle moet hierdie goedes in die huis geleer word. Moenie dat iemand anders aan jou kinders dit leer nie. Dit is jou verantwoordelikheid, pa, om hulle dit te leer. Efesiërs 6 vers 14 sê, maar 4, ekskuus tog man, ek is 'n bietjie aanborstig. En vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaaning, soos die Here dit wil. In ander woorde, moenie jou gesag afdwing nie. Dis wat die woord sê. Moenie jou gesag afdwing. Moenie oorheersend wees nie. Moenie dominerend wees nie. Wees 'n pa van liefde. 'n Pa van omgee. Jy sien, want 'n pa se voorbeeld en sy woorde gee vir sy kinders rigting in hulle lewe. En daarom moet ons paas baie keer bid vir wysheid. En ons ma's ook. Bid vir wysheid. Sien, in die woord van God word die pa gesien as die geestelike leier van die huis. En dis nie wat ons opmaak nie, dis wat die Bybel sê. Die Bybel sê, die pa is die geestelike leier van die huis. Die pa moet die geestelike leier wees. Jy sien, want wanneer 'n pa bid, en wanneer 'n pa sy Bybel lees, en wanneer 'n pa die Here dien, dit het 'n impak op sy kinders. Ek mag nou 'n bietjie hierdie syfer verkeerd hê, en dit is dalk ou syfers. Maar op 'n stadium het hulle gesê dat as 'n pa in 'n huisgesin tot bekering kom, Pastor Jacques, as ek nou die syfer verkeerd het en jy weet meer inligting, help my maar 85% kans daar is 'n 85% kans dat die hele gesin tot bekering gaan kom. Die syfer vir 'n ma is laag. Maar as 'n pa tot bekering kom, 85% dat die hele gesin tot bekering gaan kom. Want dis die invloed wat 'n pa in sy huis het. Paas Deuteronomium 6. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat. As jy in jou huis is, en as jy op pad is, as jy gaan slaap, en as jy opstaan. Ander woorde, dit wat die Here ons geleer het, paas, dit wat die woord ons leer, moet ons kinders leer. So ons moet ons kinders oopmaak, groot maak, in die weë wat God wil hê, ons moet hulle groot maak. Ons moet die voorbeeld wees, paas. Moenie soos daai paas wees en sê, hoorie so, maak soos ek sê, moenie maak soos ek doen nie. Asseblief, moenie so pa wees nie. Want jy gaan vir jou kinders sê, lees jou Bybel, maar jy lees self nie jou Bybel nie. Baie maklik om te sê, maak soos ek sê, moenie maak soos ek doen nie. Ons moet die voorbeeld wees, paas. Ons moet die voorbeeld wees. Navorsing het die volgende getoon, waar paas teenwoordig is by hulle kinders. Waar paas teenwoordig is by hulle kinders, presteer kinders baie beter op skool. Kinders is minder geneig tot verslawing waar paas teenwoordig is en betrokke is. Is daar 'n minder geneigtheid tot verslawing waar paas betrokke en teenwoordig is.
Daar's 'n minder geneigtheid na gedragsprobleme. En hoor mooi, waar pa betrokke is, bou kinders gewoonlik 'n sterker verhouding. In ander woorde, as hulle in 'n verhouding is die verhouding sterker, want hulle werk aan die verhouding, sodat die verhouding sterker sal wees. Hulle doen moeite om 'n sterker verhouding te bou. 'n Pa se invloed lê nie in sy geld of in sy besittings nie. Die invloed lê in sy teenwoordigheid, sy liefde, sy voorbeeld, sy leiding en sy geestelike invloed op sy familie. Kinders, as die pa nie meer vandag hier is nie, sal baie keer sê goed van die pa onthou. Ja, kan jy nie aan een vandag dink? Ja, kan aan een vandag dink. Maar nou gaan ek my ouderdom weggee. Jy leen nie jou gereedskap of jou kar uit nie, want as jy dit uitleen, kan jy jou vrou ook uitleen. Onthou julle dit? Ek kan nou nie die ander onthou so vinnig nie, maar ek onthou hierdie ene nou so vinnig. Daar is sekere goeders wat 'n pa jou net geleer het om jy leen dit net nie uit nie. Is daar iets verkeerd daarmee? Nee, daar's niks meer verkeerd nie. Want party mense het die geneigtheid om net nie na jou goed te kyk nie. En dis hoekom die pa dit gesê het. Want hy het dit ervaar in sy lewe. Mense kyk nie na jou goed nie. So hy het dit deurgegaan. Daarom sê hy vir jou, moenie jou goed uitleen nie. Hulle sal pas en sê goeders onthou. Maar weet jy wat onthou 'n kind nog van sy pa? Hulle gaan van 'n ma onthou oor hoe sy die familie bymekaar gehou het en op verjaarsdae het sy gesorg dat die kinders bymekaar is en die familie bymekaar is en hulle sal onthou want ma altyd sy liefling gereg was en die pudding gereg was en hoe ma die kinders altyd bederf het. Hulle gaan al daai goeders onthou. Maar weet jy wat onthou kinders van 'n pa? Sy leefwyse. Hulle onthou sy leefwyse. Hoe het hy geleef? Wat 'n tipe man was hy gewees? Sy persoonlikheid. Hulle onthou sy leefwyse. Hoekom? Want hulle het veilig gevoel in sy teenwoordigheid. Want hoe het hy hulle laat voel? Hulle het veilig gevoel. Hulle het gevoel, dis my pa hierdie. As ek iets nodig het, is my pa daar. Maak nie saak waar hy in die land is nie. As ek hom bel, hy sal alles los en onmiddellik kom. Dis my pa. En dit is wat die kinders altyd sal onthou, sy leefwyse, sy opofferings. Dis wat hulle gaan onthou. Hoor mooi, 'n pa se invloed strek baie verder as sy aardse lewe. Moet ek dit weer sê? Kom ek stel dit anderste. 'n Pa sal hierdie aarde verlaat, né? Maar sy invloed sal staande bly op sy kinders. So 'n pa se invloed strek baie verder as sy aardse lewe. Hy sal hierdie aardse lewe verlaat, maar sy invloed op sy kinders sal blywend bly. Kom ek by sê nie op sy kinders nie, maar op sy kleinkinders ook. Jong manne wat nog nie getroud is nie, luister baie mooi. 'n Pa se invloed op sy kinders is van kardinale belang. Sy betrokkenheid. Net dat hy daar is. Hy hoef niks te doen nie, hy hoef niks te sê nie, net omdat hy daar is so belangrik.
Pa, ek sluit af. 'n Pa bou nie 'n huis nie. Hy bou 'n erfenis van geloof en waardes in sy familie en sy kinders. Wat 'n waarde plaas hy in sy familie? Wat 'n waardes het hy sy kinders geleer? En ek dink ons moet bietjie teruggaan, dalk pastoor Jacques, ons moet bietjie preke gaan uithaal oor waardes, want mense weet nie meer wat die woord waarde beteken nie. Ons moet ons kinders waardes leer. ‘n Pa se erfenis is sy geloof en sy waardes in sy kinders. Daar's 'n gedig op die bord. 'n Vader se stem is die rigtingwyser. 'n Vader se hand, 'n veilige vesting. Sy liefde dra deur storm en stilte. Sy gebed hou die huis in lig. Hy plant geloof so saad in grond. Hy bou met wysheid, steen vir steen. Sy nalatenskap is nie goud of silwer, maar 'n hart wat die Here dien. Weet jy wat is die mooiste wanneer ek met mense en hulle sê vir my pa was 'n man van geloof gewees. My pa was 'n godsman gewees. Ek dink dit is een van die mooiste getuienisse wat 'n kind oor sy pa en oor sy ma ook kan sê. My pa was 'n godsman gewees, 'n man van geloof. 'n Man wat altyd daar was vir ons. En paas, as jy nie betrokke is by jou kinders nie, vra ek vanoggend vir jou. Vir julle ook wat na hierdie video-opname kyk. Begin vandag. Dis nooit te laat nie. Ek wil al ons paas vra om te staan vir 'n oombliekie. Ek wil vir julle 'n seëngebed doen en net na die seëngebed gaan hulle vir julle 'n geskenkie ook gee. En ek gaan my hand so uitsteek na julle toe. Mag die Here jou hande sterk maak, jou hart vol liefde hou, jou nalatenskap 'n lig wees vir jou kinders en kleinkinders. Amen.